Vandag is Heritage Day in Suid-Afrika, of dit staan ook bekend as Braaidag. En vir meeste van ons beteken dit om 'n braaivleisvuur aan te steek, vriende en familie. Dis 'n dag van erfenis, 'n herinnering dat ons almal uit verskillende kulture en agtergronde uitkom, maar saam vorm ons 'n gemeenskap. Ons steek die vure aan om ons geskiedenis, ons kos, ons menswees, wie ons is, om dit te vier. Maar as jy die laaste ruk sosiale media dopgehou het, dan sou jy weet dat daar's 'n ander hot topic, en dit is die wegraping. Party mense het gespekuleer dat dit vandag gaan gebeur, gister as jy nou die video kyk. En terwyl die hele wêreld bekommerd is oor die wegraping, is die Suid-Afrikaners besig om te braai. Dit is vir my die mees Suid-Afrikaanse ding ooit. Want toevallig kyk ons hierdie week na Psalm 7 en ek dink dit sluit mooi aan by al hierdie praatjies. Dawid sit in 'n situasie waar hy vals beskuldig word, waar mense besig is om hom te oordeel, en dan draai hy na God toe met 'n eenvoudige gebed. Hy sê, Here, U is die regverdige regter. En in hierdie psalm leer ons iets baie belangriks. Dit gaan nie oor wanneer die wegraping gebeur nie, of hoe mense jou dalk mag oordeel nie, maar dit gaan oor of jy gereed is vir die regverdige regter. Dawid sê in vers 9, U wat reg spreek oor die volke, Here, bevind tog dat ek reg het, Here, dat ek onskuldig is. Mense is vinnig om partykeer ander te oordeel, om die vinger te wys of om stories op te maak. Heritage Day herinner ons juist daaraan dat ons verskillende agtergronde het as mens, en soms oordeel ons mekaar juist daaroor. Maar Dawid sê, die enigste oordeel wat saak maak is God se. God kyk na die hart, en hy is regverdig, en hy oordeel nie die wat regverdig is in sy oë nie. Vandag gaan daar duisende vure brand reg oor Suid-Afrika, maar Psalm 7 wys dat daar 'n ander vuur is wat ernstiger is. Die vuur van God se oordeel. Vers 12 en 13 sê, God is 'n betroubare regter, 'n God wat altyd die skuldige straf. Hy maak sy swaard elke keer skerp, en hy span sy boog en hy lê aan. Met ander woorde, God maak reg met wat verkeerd is. Hy los nie ongeregtigheid onaangeraak of ongestraf nie. Dis nie iets om oor te spot of regtig te spekuleer nie. Dit is iets wat 'n werklikheid is, en dit vra vir ons die vraag, is my saak reg met God? Sou hy vandag kom? Is jy reg? Is jy gereed vir die regverdige regter? Dawid is so seker van sy integriteit dat hy sê in vers 3 tot 5, Here, as ek skuldig is, as ek iets verkeerd gedoen het, laat my vyand my dan inhaal en my lewe neem. Hy lê sy hart oop en hy sê, Here, toets my. Dis wat dit beteken om gereed te wees. Nie om presies te weet wanneer die oordeel kom nie, maar om elke dag so te leef dat jy niks hoef weg te steek van die Here af nie. Op Heritage Day of op Braaidag dink ons aan ons erfenis. Ons steek vure aan, dis deel van wie ons is, maar jou grootste erfenis is nie in jou kultuur of jou tradisie nie. Dit is jou geloof, jou plek in God se koninkryk. Leef so dat jy 'n erfenis nalat wat wys dat ek het elke dag op God vertrou. Die psalm eindig dan uiteindelik nie in vrees nie, maar eerder in lof. Vers 17 sê hy, ek wil die Here loof oor sy geregtigheid en die naam van die Here, die Allerhoogste, besing. Dawid se probleem was nie net onmiddellik opgelos nie, maar hy kies om eerder dankbaar te wees omdat hy weet God regverdig is. Ons kan vandag fees vier en dankbaar wees, nie net oor ons kos en ons kultuur nie, maar omdat ons ook kan weet dat God is regverdig. Hy los nie sonde onaangeraak of ongestraf nie, maar uit sy genade het die regverdige regter self sy seun gestuur om die prys vir ons sondes te betaal. So vandag steek ons vure aan en ons vier ons erfenis. Mense praat oor die wegraping en wanneer dit gaan gebeur en die bokke en alles. Maar Psalm 7 roep ons tot iets belangriker. Wees reg, wees opreg, wees gereed en wees dankbaar. Want die Here is die regverdige regter. En die mooiste erfenis wat ek en jy kan nalat, is 'n lewe wat wys dat ons hom ook met alles wat ons het vertrou. Tot die volgende.